Goeiemôre broers en susters, maar welkom vanmôre by die erediens. Mag die Here ook deur sy gees in elkeen van ons harte werk. Kom ons staan asseblief vir die uitspreek van die groet en ook die lofsang. Ons begin ons voortsetting en ons einde is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou met dit in ewigheid toe nooit laat ver die werke van sy hande nie. Amen. Ons lofsang vanmôre, broers en susters, is Gesang 4, die eerste en die derde verse van Gesang 4. Broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons. Kom ons toets dan nou ons lewens aan God se wet. En as ons eerlik wil wees, sal ons ook nie erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag toegestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons bely dan nou ook ons skuld met die sin van Gesang 57 vers 4 en 5.
sondig en is ver van God af, maar ons word sonder dat ons het verdien, op grond van sy genade vrygespreek van hierdie verlossing in Jesus Christus. Kom ons belyde nou ons geloof in Jesus Christus saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons belyde nou ook verder ons geloof met die sing van Psalm 84 vers 11. Broers en susters, ek wil vanmôre as inleiding begin met 'n paar vrae wat elkeen van ons ook in ons eie harte as het ware moet beantwoord en wat ek dan daarna gaan poog om vanuit die Heidelbergse Katekismes vraag en antwoord 1 en uit Romeine 9 te beantwoord. Kom die vraag, broers en susters, wat hou ons staande in moeilike tye? Wat gee ons die moed en die krag om elke oggend op te staan en aan te gaan met die dinge van die lewe? Wat gee vir ons hoop vir die toekoms? Wat gee vir ons innerlike rus en vrede? Wat is ons grootste bron van troos in die lewe? As ons alles moet verloor in die lewe, wat bly daar dan nog vir ons oor? Wat is ons enigste vaste anker in die lewe en ook uiteindelik met die oog op die dood? Op wie vertrou ons? En op wat vertrou ons? Wanneer niemand anders ons meer kan help nie. Saamgevat al hierdie vrae, broers en susters, wat is daar wat niemand van ons kan wegneem, selfs nie die dood? Ek lees vir ons vanmôre, voordat ek die Heidelbergse Katekismes vraag en antwoord 1 aan die voorhou lees ek vir ons uit Romeine hoofstuk 14, die eerste 9 verse daarvan. Romeine 14 vers 1 tot 9. En neem hom aan wat swak is in die geloof,
nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag. En hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer. Maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie, tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here. En hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterf, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterf en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Tot sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons is môre hier by mekaar om aan U die lof en die eer te bring as die Almagtige, die Skepper en die onderhouder van alle dinge. Ons buig vanmôre ons hoofde voor U, o Vader, in nederige erkentlikheid teenoor U grootheid en ons nietigheid. Ons staan in ons sondigheid en in ons skuld voor U, o Vader. U wat die volmaakte is, die sondelose, die ewige. U wat alles weet. U wat alles geskaap het en dit steeds onderhou. U wat die ganse skepping, die mens daarbey ingesluit in die holte van U hand kan hou, o Here. Vanmôre kom ons hier by mekaar, Vader, om opnuut te kom luister na wat U vir ons wil sê. Ons kom in gehoorsaamheid en in dankbaarheid, Here, omdat U ons daartoe opgeroep het en omdat U seun vir ons op die kruis gesterf en betaal het. Ons kom, o Here, om ons skuld voor U te bely. Ons kom om vergifnis te smeek. Ons kom, Here, om in ons geloof versterk te word. Want ja, die wêreld daar buite is te mekaar, o Vader, is moeilik. Dis uitdagend. En ons wil vra dat U dan deur U Gees so in ons harte sal woon en werk, Here, dat ons in die geloof sal volhard, ten spyte van al die aanslae op ons geloof, ten spyte van al die uitdagings waarvoor ons te staan kom. Ons dank U, Here, dat ons hierdie voorreg het om hier by mekaar te kan wees. Ons dank U vir die kerk waarvan ons deel kan wees. Ons dank U vir hierdie gemeente, Here, wat U hiertoe geroep het om hier gemeente te wees. Ons bid en vra dat U ons as gemeente sal gebruik, as instrument in U hande hier waar ons woon en werk, o Here, sodat ons hier lig vir die aarde kan wees, sout. Here, ook vir hierdie verdorwe wêreld waarvan ons deel is. Ons bid dat U ons sal gebruik, Here, jonk en oud, elkeen van ons, om in ons opregte dankbaarheid, as deel van hierdie gemeente, te
gee dat die gemeente ten volle kan funksioneer. Soos 'n liggaam van Christus hier op aarde. En so wil U elkeen van ons gebruik, Here. Elkeen met ons eie besondere gawes, om hierdie liggaam ten volle te kan laat funksioneer. Ons bid vir die kerk, in die res van die land en oor die wêreld heen, Here. Oral waar U woord verkondig word op hierdie dag. Gee tog dat dit vir U reg en aanneemlik sal wees, want ons weet, U woord word gebring deur nietige sondaar mense. Maar gebruik U Gees, Here, om daardie woord vir U ten volle te maak. Volledige verlossingswoord, sodat ons in vreugde en dankbaarheid oor die wêreld heen met die oog gerig op U kan leef. Ons bid vir hulle wat vervolg word ter wille van hulle Christelike geloof. En ons vra dat U sal gee, Here, dat ons almal wat een is in die geloof in Jesus Christus as kerk oor die wêreld heen, sal vasstaan in ons geloof, sodat ons nie van die ewige heerlikheid ontroof kan word. Ons dank U vir al die seëninge wat ons uit U hand ontvang in hierdie week wat verby is, Here. En elke dag ons leef uit U Vaderhand, sonder U wat ons seën en sonder U wat vir ons sorg, Here, is ons niks, is ons verlore en het ons niks. Ons bid, Here, dat U dit dan ook sal stil maak in ons harte. Vader, hier waar ons met mekaar is, deur U Gees ook hier teenwoordig sal wees. En dat daar 'n behoefte in ons harte sal wees, dat ons sal uitroep, spreek, Here, U diensknegte luister. Ons vra dit met vergifnis vir ons sondes in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons sing nou saam, broers en susters, uit Psalm 361, vers 1 en 2. Broers en susters, vandag in antwoord 1 van die Heidelbergse Katekismus. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord is, en daar is 7 punte in die antwoord wat ek elkeen kortliks gaan bespreek. Die antwoord is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos.
Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. 'n Hele mond vol broers en susters, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En ons het gehoor in die geleesde gedeelte, die tweede deel van vers 8, sê die apostel Paulus, of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan Christus. Broers en susters, die woordjie troos, wat die katekismus hier vra, wat troos ons? Wat moet ons troos? Verwys nie maar net na 'n emosionele vorm van troos, soos iemand wat huil en ons gee mekaar 'n drukkie nie. Hierdie troos verwys na dit wat aan ons sekerheid gee. As mense, sekerheid in die geloof. Dit verwys na dit wat ons hoop gee, na wat ons vertroue gee, wat aan ons sekuriteit gee. Daardie troos is wat die katekismus hierna verwys. Wat is dit wat vir my in hierdie lewe met die vraag wat ek in die begin gevra het staande hou? Wat is dit wat maak dat ek elke oggend opstaan en aangaan? Wat is dit wat ek maak dat ek ten spyte van seer en swaar, ten spyte van ellendes en probleme en uitdagings, ten spyte van dood en siekte, nog steeds vrede in my hart kan hê, 'n glimlag op my gesig kan hê. Al hierdie dinge met hoop en met moed in die oë kan kyk. Dit is waaroor vraag en antwoord eendag gaan. En dan is die eerste punt wat die katekismus hier vir ons noem, dan juis ook dit. Wat is my enigste troos? Dat ek lewe en sterwe, nie aan myself, maar aan Christus behoort. Dit moet vir my 'n bepaalde vorm van troos gee, vir my sekerheid gee, vir my hoop gee. Hoekom is dit so? Die meeste moderne mense, broers en susters, vind geen troos hierin. Want die meeste moderne mense glo nie in die ware God. Daar's honderde gelowe oor die wêreld heen, maar daar's net een ware, lewende God wat aan jou 'n bepaalde troos en sekerheid in die lewe kan gee. En baie mense gaan van die standpunt uit, en ons hoor dit ook baie in die woorde van mense as hulle sê, dis my lewe. Dis my lewe, ek maak dit om soos ek wil. As ek soontoe wil gaan ek, as ek soontoe wil gaan ek. Dis my lewe. Niemand skryf aan my voor hoe ek my lewe moet lei. Natuurlik druis dit in teen wat die Bybel ons leer. Want die Bybel sê vir ons, dis nie my lewe nie. Ek in my totaliteit as mens behoort aan God. Ek is sy eiendom, hy het my in die eerste plek gemaak. Dis deur die wil van God dat ek gebore is, dat ek bestaan. Dis deur die wil van God dat ek met my menswees kan voortgaan elke dag. Dat ek my lewe kan lewe. En tweedens, ons gaan nou meer daar uitbrei, die feit dat die Here Jesus Christus met sy lewe en met sy bloed aan die kruis vir my betaal het. Hy wil sê vir ons is gekoop deur die bloed van Jesus Christus, ons behoort aan hom. En soos ek nou ook gesê het, jy weet, hierdie mensgerigtheid waarin ons lewe, die era, die tydperk van menseregte, en daar staan toch so graag daarop net, die menseregte, is dit baie moeilik om hierdie konsep
te aanvaar, dat ek behoort nie aan myself nie, ek het geen regte nie. Ek het voorregte. 'n ware opregte Christen gelowige besef dat ek het geen regte voor God nie. Ek het net voorregte wat God aan my skenk. Die enige mens op aarde het geen reg, jy word alleen maar voorregte gegee van die skepper van hemel en aarde. Maar die mens misbruik daardie voorregte en omskep dit in regte. Regte wat die mens vooropstel. Regte wat veroorsaak dat die mens sê, dis my lewe. Alles wat ek het is myne, ek het daarvoor gewerk. Hoekom moet dit ons troos om te weet, maar eintlik behoort ek aan God? Hoekom moet dit ons troos? Weet jy, ek dink elkeen van ons sal dat kan sê of kan erken of 'n voorbeeld kan noem van hoe ek as mens al deur my eie wyse denke, deur dit wat ek gesê het, deur dit wat ek gedoen het, deur dit wat ek besluit het, deur keuses wat ek gemaak het, in groot moeilikheid en ellende beland. Wat eintlik al chaos in my lewe veroorsaak. Omdat ons as mens geneig is tot die verkeerde, mensgerig is. Ons kan nie vooruitkyk nie. Ons lewe vir onsself. Vir ons eie belange, vir ons kinders en ons kleinkinders se belange. En dit veroorsaak dat ons ook mensgerig dink. En dit veroorsaak dat ons verkeerde besluite neem, verkeerde keuses maak, in ellendes beland. Kan ek vir u sê dit, en ek dink weer eens baie van u sal dalk iets kan byvoeg daarby uit eie lewe en ervaring. As ek, die mens soos ek vanmôre hier staan, 30-40 jaar terug, my eie kop gevolg het en my eie besluit moes neem rondom 'n spesifieke saak, het ek in alle waarskynlikheid vandag nie hier gestaan nie. Dan was ek met 'n ander lewe op elders besig. Want ek was weens omstandighede op daardie stadium gedwing om 'n besluit te neem. En ek kon 'n restaurant by Hartbeesfontein koop. En die restaurant het op daardie stadium, en is letterlik en figuurlik so, om jy weet, het jy 4 keer meer wins gewys op sy boeke as wat ek as predikant op daardie stadium gekry het. Dit was met die groot droogte daar in die Wes-Transvaal, daardie deel in my kerkraad wat vir my gesê het, ons het nie meer geld om vir jou te sorg. En uiteindelik toe ek daardie keuse gehad het, hier is die kontrak, ek moes hom letterlik net teken. Toe sê die kerkraad vir my, nee, wag, ons sal planne maak, en ons het begin planne maak. En ek was nog baie jare in die gemeente met geluk en vrede. Want die Here het dit anders beskik. Hy wou dit anders hê. Jy hoor, dis maar een simpel, eenvoudige voorbeeldjie van hoe dat ons as mense soms dink ons doen die regte ding. Ons neem die regte besluit. Maar uiteindelik is dit mensgerig, selfgesentreerd. En daarom moet dit vir ons 'n troos wees om te weet, maar God bestuur my lewe. Hy beheer daaroor, ek moet hom net toelaat om dit te doen. Die woord sê vir ons, dit is vir my, en dit is die eerste punt wat genoem word deur die katekismus, die feit dat ek aan God behoort, wat my as mens moet troos, wat my moet hoop gee. Dat waar ek uiteindelik beland in die lewe en in die dood, volgens die wil en die beskikking van God is. As ek hom vertrou, as ek hom volg, as ek erkenning bely, Here, my lewe is in U hande. Dawid het gesê, my tye is in U hand. En dan gaan dit soms deur doodskade wees, en dan gaan dit soms deur ellendes, en noem dit maar op.
Die troos is dat God my bring en my vat daar waar hy my wil hê. Ons moet daardie vertroue in ons Skepper hê. Dan sê die Bybel vir ons, dit is 'n verskriklike troos vir enige gelowige. My lewe is in die hande van die Here, ek behoort aan hom. Die tweede punt, sê die katekismus, wat vir my troos is, hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal. Ten volle betaal. Dis die wonderlike daarvan, dis die troos daarin, wat u en ek as mense het. Want weet jy, as ons moet ernstig wees oor ons geloof en oor ons menswees, en ons moet ons eie lewens en ons gedagtes, veral ons gedagtes, want weet jy, dis waar ons die meeste sonde doen. Hierbo. En as ons eie gedagtes moet ondersoek, dan staan ons skuldig voor die Here, dan moet ons voor God erken, ons is skuldig, ons is verlore. Ons sal nooit die ewigheid kan beerwe nie. Gisteraand sê ek vir my vrou, toe lees ek uit Romeine 14. Nee, Romeine 1. Toe sê ek vir haar, weet jy, as mens kyk na wat die woord van God regtig vir ons sê, dan besef ons eers, hoe skuldig staan ons voor die Here. Onder andere sê die apostel Paulus vir ons, as ek aanstoot gee deur iets wat ek eet of drink, aan 'n medegelowige, of as ek 'n gevaar is deur dit wat ek eet of drink of doen, vir my swakker broer in die geloof, dan moet ek dit nie eet of drink nie. As ek vir hom tot struikeling gaan wees. En toe sê ek vir haar, weet jy, hoe skuldig staan ons voor die Here in hierdie eenvoudige saak. Want ons neem nie ons swakker broers en susters altyd in ag nie. Die duiwel moet hulle, dis my lewe, is dit nie? Dis my pret, dis my plesier, is dit nie? En as jy so daaroor dink, weet jy hoe wonderlik getroos word dan vir 'n gelowige wees om te weet, maar vir hierdie swakkeling, hierdie sondaar mens, het Jesus ten volle betaal. Vir my sondes ten volle betaal. Maar wat dit ook vir my sê, dit beteken nie, sê Paulus op baie plekke in die Nuwe Testament, nou kan ek wat doen wat ek wil, want daar is verslaaf vir my sondes betaal. Nee, dan trek ek 'n streep deur die genade en die offer wat die Here Jesus Christus gebring het. Hy wil sê vir ons in Hebreërs 10 vers 26, as ons nog aangaan, terwyl ons weet wat die waarheid is, en ons gaan voort met die verkeerde, kan geen offer nie, ook nie die offer van Jesus aan die kruis meer vir my sondes betaal. Dis die waarskuwing, maar die troos vanmôre is dit. Jesus het vir al my sondes betaal. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Hoor mooi. Hierdie tweede punt beklemtoon die eerste punt wat sê, ek behoort aan God. Hier sê hy, en omdat julle aan God behoort, moet julle hom ook in julle liggame verheerlik. In alles wat jy as mens doen. Want as mens het ek hierdie wonderlike wete as troos. Daar is vir my betaal. Vir my sondes is daar betaal. Petrus beklemtoon in 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is, maar deur die kosbare bloed van Christus. Losgekoop, sê ook Petrus, deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Dit is ons troos. Punt 3. Derde punt, hy sê, en hy het my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Dit moet my troos. Hy het my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Wat beteken dit?
Baie eenvoudig. Voordat die Here Jesus Christus gekom het, voordat hy mens geword het, voordat hy aan die kruis gesterf het, voordat hy die dood uit opgestaan het, voordat hy die wedergeboorte vir ons moontlik gemaak het, voordat hy die nuwe lewe vir die mens daar gestel het, was die mens weens ons eie sondige natuur, gebonde aan die sonde, slawe van die sonde, sê die Bybel. Ons het onder die heerskappy van die Satan en die sonde gestaan. Die mense geneigtheid was weg van God af, na die verkeerde toe, na die bose toe. En daarom was jy half uitverkoop aan die mag van die Satan. En die katekisme sê, die Here Jesus het ons losgemaak, losgekoop van hierdie heerskappy van die Satan en die sonde. Ons lewe nie meer onder die sonde, die las van die sonde nie. Ons lewe nie meer onder die heerskappy van die Satan met sy boosheid nie. Ons lewe onder die heerskappy van Jesus Christus. Dis asof God ons gevat het en uit hierdie koninkryk van Satan gehaal het en ons binne sy koninkryk geplaas het, waar Jesus Christus die heerskappy beoefen. Ons is verwyder van die Satan en sy bose mag. Hy kan ons niks doen nie. Ons is nie in sy beheer nie. Ons is onder beheer van die Gees van God. Hy rig ons en hy stuur ons. Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel en almal kon bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood en slaverny onderworpe was. Ons is nie meer daarom onderworpe nie. Vrygemaak deur Jesus. En dit moet vir ons 'n troos wees. Die Satan het nie beheer oor ons. Want die 4 en 5 maandeliks saam, want hulle loop in een. Daar staan, hy bewaar my op so 'n wyse dat, sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Ek dink ons verstaan hierdie punt baie verkeerd. As die katekisme sê, alles moet tot my saligheid dien. Dit beteken nie, en bedoel nie, alles moet uiteindelik vir my goed en lekker wees. Dit verwys na die ewigheid. Alles in die lewe, sê die katekismes, moet uiteindelik bydra tot die ewigheid, tot my ewige saligheid. Maar hoe gebeur dit? En dis waar ons baie keer nie verstaan nie, broers en susters, as mense. Hy wil sê, daar sal nie eens 'n haar van my kop afval, as dit nie God se wil is. En dan vra die mense, hoekom is jou lewe so moeilik en sleg gelede? Hoekom is daar dood? Hoekom is daar kanker? Hoekom is daar ongeneeslike siektes? Hoekom is daar ellendes en swaar kry en seer kry? Hoekom is daar armoede? Hoekom is daar hongersnood? Asof dit van God afkom. En as ons kwaad vir die Here is dit nie, as daar 'n ding in my lewe gebeur wat ek nie wil hê nie. As hy 'n geliefde kom haal wat ek nie wil afstaan nie, dan verstaan ons dit nie, ons is soms opstandig, want dis nie wat ons wil hê nie. En dan verstaan ons nie, die Bybel sê dan alles moet dan vir ons ten goeie laat meewerk. Hoe dien dit tot my ten goeie? Eerste ding wat ons moet onthou, broers en susters, en dis baie belangrik. En ons wil dit nie altyd noodwendig insien. Die eerste ding wat ons moet onthou is dit. Hierdie goed wat ek nou nog genoem het. Ongeneeslike siektes. Dood. Verwoesting. Moord. Ellendes. Armoede. Kom nie van God af. Ook nie van die oorsaak van die mense. Dis deur die mens dat hierdie dinge deel van die mens se lewe geword het. Gelees maar daar heel in die begin van oom Adam en tannie Eva, hulle verhaal, wat daar gebeur het. Ongehoorsaamheid van die mens. Die mens se geneigtheid om volgens eie denke op te tree.
Nie al het God gesê, daai is gesond, dit lyk daarom so lekker. Is dit nie. En daar kom die moeilikheid en die ellende. En vandag veroorsaak die mens steeds baie keer ons eie moeilikheid en ellende en hartseer. Maar hoe moet dit ons troos? Die troos daarin is dat God hierdie dinge gebruik om ons uiteindelik te vorm, sodat ons uiteindelik deel kan hê aan sy ewige heerlikheid en die saligheid. God gebruik die ellendes van die lewe, die hartseer van die lewe. Jy ken die beeld van die pottebakker en die klei. Ons kan net sowel na al hierdie pragtige banke hier in die kerk kyk, wat uit hout gemaak is. Dit was eens 'n rowwe stuk hout, 'n boomstam. Maar om hierdie pragtige banke te kom geword het, wat so mooi afgewerk is, waar ons so gerieflik sit, moes hierdie hout deur skrynwerkers hande gaan. En dink jy as hierdie hout gevoelens gehad, as hulle dit kon uitroep, dink jy dit sou vir hulle lekker wees as hy deur 'n saaglem gestoot moet word? As hy geskuur en geskaaf moet word, om uiteindelik hierdie pragtige voorwerp te vorm. Nee, ek dink die hout sou skree, los my uit. Dis weer, selfs met die klei wat 'n pottebakker gebruik, los my. En is dit nie wat die mens wil doen? Terwyl God besig is om as die hemelse pottebakker ons as die klei, want hy gebruik self daardie voorbeeld, ons te vorm nie. Hy gebruik die ellendes van die lewe om teen my te vorm, sodat ons uiteindelik iets spesiaals kan wees in terme daarvan, ons ontvang die ewige lewe uit sy Vaderhand. So gebruik God dit om ons te vorm. Die vraag is, broers en susters, ons troos lê daarin as ons bereid is. Die vraag is ons bereid dat God ons so vorm? Of wil ons uit sy hand uitspring, eerder as om gevorm te word? Wil ons liewer dit alles ontduik, eerder as om deur God self gevorm te word? Hy wil sê op 'n paar plekke vir ons, natuurlik, en Paulus beklemtoon dit, natuurlik is dit nie lekker wanneer jy hartseer beleef nie, natuurlik is dit nie lekker wanneer daar 'n uitdaging of 'n probleem is. Maar die uiteinde daarvan, God gebruik dit om ons te vorm om beter mense te wees, mooier instrumente in sy hande. Dit moet ons onthou, wanneer die ellendes van die lewe op ons afstorm. Ons troos is, dat al hierdie seer wat ons wel beleef, uiteindelik ons vorm, sodat ons die saligheid uit sy hand kan ontvang. Punt 6 volg met 'n goeie rede op punte 4 en 5. Want 4 en 5, soos ek nou gesê, bring vir baie mense baie verwarring in die geloof, en dit verstaan dit nie noodwendig. En dit veroorsaak soms selfs dat ons uit die hand van die Here wat uitspring. Punt 6 sê, nee, hy sê, God verseker my, dis sy Heilige Gees van die ewige lewe. Punt 6 wat eintlik vir ons sê, hou uit, hou vas. Die dinge van punte 4 en 5 is waar, dis realiteit, dis die lewe. Maar hou vas in die geloof, want dit lei jou tot die ewige lewe. Is wat hierdie antwoord van die katekismes sê. Hy gee die Heilige Gees om ons te verseker, daar is ewige lewe. So wanneer ek in my nood en ellende, in my hartseer wil in dooie stop, en nie eens voel om op te staan nie, is dit die Heilige Gees wat ons bemoedig en ons oprig, en sê, kyk die lewe in die oë, want die ewige lewe lê daarvoor. Die wenpaal is daarvoor. Moenie opgee nie. Dis wat punt 6 vir ons wil sê. En daarin lê vir ons die stuk troos. Dat ja, al tref wat ons ook. Die Heilige Gees lei ons op die pad na uitkoms en die ewige lewe. Die laaste punt, punt 7.
God maak my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Punt 7 sê, ons het nou al hierdie dinge gehoor, hierdie eerste 6 punte. Ons het nou gehoor dat ons eintlik verlore is, ons was vasgevang in die sonde. Ons het nou gehoor dat God ons vrygekoop het van dit, deur die bloed van Jesus. Ons het gehoor dat ek aan die Here behoort. Ons het nou gehoor dat die Here my lewe stuur en bestuur. En ons het gehoor waar wil hy ons uiteindelik hê? Hy wil ons 'n ewige lewe hê. Ons het gehoor dat die seer en die swaar van die lewe is nie die einde van alles. Dis 'n manier waardeur God my vorm, sodat ek die ewige lewe kan uit sy hand kan ontvang. Waartoe roep dit ons nou op? Om voortaan vir hom te lewe staan. Ek is sy eiendom. Ek lewe vir my Skepper. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Jesus wat in my lewe. En wanneer ons hierdie laaste punt besef, dan verander dit eintlik ons hele perspektief op die lewe. Dan kom ons tot die slotsom. Maar eintlik is dit nie my lewe nie. Eintlik is elke sekonde, elke minuut 'n geskenk uit die hand van God. En as hy elke oomblik met my besig op die lewenspad. 'n Lewenspad vol opdraandes en afdraandes, maar op pad na die ewigheid in sy teenwoordigheid. Wat is dit wat maak dat ons elke dag opstaan en aangaan? Sluit daarmee af. Wat is dit wat een my moet bemoedig om ten spyte van die swaar en die seer voort te gaan met hierdie lewe? Dis hierdie troos dat ek aan God behoort, dat my lewe volledig in sy hande is. Mag die Here ons die krag gee om elke dag so in geloof te volhard, dat ons uiteindelik in vrede en vreugde die oorwinnaarskroon uit sy hand kan ontvang. Amen. Kom ons staan nou so. Driemaal heilige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat U vir ons U woord gegee het. En ook ons belydenis skrif, o Here, dat U woord vir ons uiteensit en verduidelik. Ons dank U vir hierdie vraag en antwoord wat ons gelowige voorvader, Here, onder leiding van die Heilige Gees vir ons neergepen het, sodat ons vandag ook nie kan weet dat ons enigste troos in lewe en sterwe is dat ons aan U behoort. U eiendom is. Rig ons, lei ons, vertroos en versterk ons, Here, vorm ons, sodat ons uiteindelik eendag ewige lewe uit U hand kan ontvang. Waar ons tekort skiet, o Vader, wil U ons in krag en geloof versterk. Waar ons dreig om uit U hand uit te wil spring, Here, wil U ons stewig vashou. En klaar met ons werk, Here, sodat ons uiteindelik die ewige lewe kan ontvang. Ons bid en vra dat U met ons sal wees in hierdie week wat voorlê, Here. Dat U ons sal beskerm, bewaar, dat U ons sal seën met dit wat ons nodig het om van te lewe. Ons bid vir almal wat minder bevoorreg is, o Here. Ons bid vir almal wat bekommerd is, wat moedeloos is, wat soekend is, wat siek en hartseer is. Ons bid om uitkoms, o Vader. Op die tyd en die manier wat U weet die beste is. Ons bid vir krag, Here, sodat ons al hierdie dinge kan dra en te bowe kom. Ons vra dat U ons menigvuldige sondes vergewe, nie wat ons het verdien nie. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons slotsang, broers en susters, nee, ons gaan maar eers die gawes insamel asseblief.
Ons slotsang, broers en susters, is Psalm 129, vers 1, 2 en 3. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met u almal wees. Amen. Net enkele afkondigings namens die Kerkraad, broers en susters, eerste een voor onvergeet, dan ons sê ons moet ook net herinner en afkondig van die Kerkraadsvergadering die 19de Augustus. Dan, broers en susters, die Frans voorbidding vir die volgende lidmate, broer Henny Koen, wat nog in die hospitaal is. Daar is lig in die tonnel, maar dit gaan nog 'n baie lang herstelproses wees, en dit klink vir my, ek gaan nog 'n hele ruk in die hospitaal wees. Maar baie sterkte ook, ons is so dankbaar vir die orgelis wat dan vir ons hier kom uithelp vanmôre, en ons het waardering dat sy ten spyte van die probleem daar in Klerksdorp vanmôre hier is, want dit is maar moeilik om op en af te ry en by al die dinge uit te kom, maar baie sterkte vir haar en ook vir oor Henny. Dan steeds Suster Mabel Skols, 'n suster wat kanker het, wat ondegenaar wat behandeling kry vir die bloedkanker. Marie die Jager, wie se seun herstel na 'n beroerte, Henkie Swanepoel, broer Henkie, wie se skoonsister Petro ook kanker het, en Suster Elwie Potgieter wat met kanker worstel. Ons is nie seker, hulle het gehoor sy van Bloemfontein toe, ek het gehoor sy gaan Kaapstad toe nou na dokter toe, maar hoe dit ook al sy gaan in hierdie dae, gaan sy vir behandeling, of minstens vir ondersoek en gesprek en die smeer. Suster Lorraine Tooi, ontvang dialyse tuis, broer Henny Skols, sterk in die ouer tuis aan, Merklaas Strydom is ook self nog in die hospitaal in Bloemfontein, dit gaan met hom so verleidelik beter, maar het gaan eintlik ook maar nie te goed nie. En dan Suster Susan Marie, wat self dan ook 'n skoueroperasie ondergaan die 5de Augustus in die week, en Suster Alta van den Heever wat herstel na 'n handoperasie. Baie sterkte vir julle almal. Ons vertrou dat die Here ook julle spoedig volkom sal herstel. Ons vra ook voorbidding vir ons boeregemeenskap in hierdie moeilike tye en vir almal wat in die proses is om maar te spook om alles gedoen te kry in hierdie wettelose tye. Verjaarsdag vir die week die 3de Augustus, broer Henny Genade, ook die 3de, Suster Elma Skols, die 4de is die hele paar, Ferdi Pieterse, Buk Strauss, Margaret van Wyk en Helena van Sail. Die 8ste is Benny Rood en ook dooplidmaat Leanay Viljoen. Mag het vir julle almal 'n baie mooi en geseënde nuwe lewensjaar wees. Dan is daar maandag aand Bybelstudie, 6:00 en donderdagoggend 10:00. Dan vir die McNab.
McNabb. Wie wil vir die gemeente net iets sê oor die McNabb? Dis blykbaar oor 2 weke. Almal wys daar aan 'n blikse kant toe. Vrouenie, kom, praat asseblief dat ons hoor. Wat is die McNabb? Dis 'n slaap, 'n pil wat ou drink om wakker te bly. Nee, almal weet wat dit behels. Ons die hoeveelste keer wat ons dit aanbied, so almal weet presies. Ek sê maar net ons moet die mense attent maak daarop dat dit oor 2 weke is en ek weet nie hoeveel het al ingeskryf nie. En daar's goeie pryse so. Die mense moet deelneem. Hulle weet wat dit is. Baie dankie. Hulle weet, ek het nog steeds in die vaagste benul wat is McNabb. Ek kom hier en hoor van McNabb, maar ek weet nie wat is McNabb. Ek hoop nie dit laat my slaap nie, maar dit klink lekker, so ek dink ek gaan daar wees. Ek weet nog net nie waar nie, maar julle weet. Kan ek deel nie? Baie dankie. Broers en susters, daar is verbondsonderrig hierna, daar is koffie en tee. Baie dankie, geniet die dag, gaan op vrede.